deel van die jongste seun se belydenis wat hy teenoor sy pa wou maak was, dat hy nie meer werd was om die Vader se seun genoem te word nie. En dat hy bereid was om 'n diensknegt in sy Vader se huis te wees, vir die res van sy lewe, 'n huurling, 'n dagloner. Terwyl hy nog so besig was met sy belydenis, kon hy nie eers by die deel uitkom waar hy wou sê dat hy bereid was om vir die res van sy lewe as 'n dagloner vir sy pa te kom werk nie. Die Vader het hom in die rede geval deur sy diensknegte toe nader te roep en vir hulle te beveel om 'n kleed, 'n ring en sandale vir sy seun te bring. Gelukkig vir ons is daar altyd 'n maar die Vader, wat deur sy goedheid en guns altyd kies om vir ons aan sy realiteit bekend te stel. Ons Vader het net nie tyd om na gesprekke te luister wat die mens heeltyd verneder en waardeloos maak nie. En die Vader het ook geen vreugde daaruit geput dat sy seun homself waardeloos geag het nie. Want dit is nie hoe die Vader na ons kyk nie. Dit is nie die Vader se realiteit nie. Dit is nie die Vader se waarheid nie. Die fondasie van die sondeteologie of die sondeparadigma waarna ek al verwys het, is dat die mens nie waarde het nie. Die fondasie van die evangelie van die koninkryk of die genadeteologie is die absolute grootste waarde wat die mens in God se hart het. Onthou, as ons kyk na die skrifgedeelte in Jeremia 23 vers 16, daar staan: "So sê die Here van die leerskare, moenie luister na die woorde van die profete wat aan julle profeteer nie. Hulle maak julle waardeloos. Hulle spreek in visioen uit hul eie harte, nie uit die mond van God uit nie." Omtrent dieselfde word gesê in Jesegiel 13 vers 22, omdat julle met leuns die hart van die regverdige droewig gemaak het, terwyl ek hom geen smart aangedoen het nie, en die hande van die goddelose versterk het, dat hy van sy slegte weg nie wou terugkeer, om hom in die lewe te hou nie. Hoor jy, God is liefde, en liefde sien waarde raak. God se liefde ag jou waarde. Onthou, Jesus het met sy lewe vir ons betaal toe ons nog sondaars was. Elke enkele mens het groot waarde. En ons moet ontslae raak van die godsdienstige perspektief van waardeloosheid. Die mens se waarde lê in sy gees en in sy identiteit, wat die Here vir jou toesê. Jou waarde lê nie in jou optrede en in jou gedrag nie. Jesus is die bloudruk van die mens. En Jesus is so waardevol vir God en sal altyd vir Vader God waardevol wees. En daarom sal ons altyd waardevol wees. En daarom moet ons die mens se waarde herontdek in Christus. En dit sal weer liefde vir God en vir ons medemens opwek. Deel van die jongste seun se belydenis was om terug te gaan na sy pa en dit maar te aanvaar dat hy vir die res van sy lewe slegs 'n diensknegt sal wees. Wanneer sonde ons lewe in chaos gedompel het en alles opgemors het, raak ons self ook deurmekaar oor ons eie waarde. Want sonde gee vir ons tweedehandse denke, waar ons dan ook tevrede is met die tweede of derde of vierde beste. Sonde en godsdienst laat ons skuldig voel wanneer dit met ons goed gaan, maar dit is nie die hart van die evangelie nie. Die evangelie is goeie nuus oor God se redding, wat ons 'n nuwe kans en 'n nuwe begin in die lewe gee. Ons moenie maar net tevrede wees met die minste, met die slegste nie. Jesus sê in Johannes 10 vers 10 dat hy gekom het om vir ons lewe in oorvloed te gee, niks minder nie. En daarom is ons nie hier op aarde om te oorleef nie, maar om te lewe, en dit in oorvloed. God is ook net tevrede met die beste. En dit is wat hy met ons gedoen het, toe hy ons gees herskep het by die opstanding van Jesus Christus.
verlossing het ons teruggebring na 'n nuwe skepper, wat nuut is in elke aspek. As ons kyk na hoe die Vader reageer, kan ons baie duidelik sien dat hy en hierdie jongste seun glad nie dieselfde dink nie oor hierdie situasie wat hulle self in bevind nie. Die Vader was beslis ook nie onkant betrap deur die seun wat teruggekom het nie. In die Vader se gedagtes was hy absoluut oortuig gewees dat sy seun sou terugkom. Die Vader was ook nie verward in enige opsig oor hoe hy sy seun moet hanteer en wat sy posisie sy seun nou eintlik het nie. As hy sou terugkom, dan sou hy terugkom as my seun en niks minder nie, want die seun se sondige gedrag kon nie die seun se plek in die hart van die Vader steel nie. Die Vader het nog altyd geweet wie die seun is, want die seun se stand, sy posisie was bepaal deur die Vader van die begin af en deur niemand anders nie. En daarom kry hy die beste kleed, 'n ring en sandale, wat eintlik ook neerkom op koninklike behandeling. En dan was daar natuurlik die vetgemaakte kalf en die fees, wat ook vooraf beplan was in die Vader se hart, as sy seun sou terugkeer. Volgens die Vader was die seun dood en nou weer lewend. Hy was verlore en is nou gevind. Met die terugkeer van die seun het hy nie net nuwe en skoon klere ontvang nie. Hy het die beste klere gekry, soos die van die Vader. Hy het vir hom die beste kleed in die huis gebring, wat die Vader se was. Jesaja 61 vers 10 sê, ek is baie bly in die Here, my siel juig in my God, want hy het my beklee met die klere van redde, van heil. Hy het my in die mantel van geregtigheid gewikkel, soos 'n bruidegom wat priesterlik die hoofversiersel ombind, en soos 'n bruid wat haar versier met haar juwele. Klere was baie belangrik in die Bybel, en die Bybelse tye. Ek lees vir jou Esegiel 16, vers 6 tot 14. En ek het by jou verbygegaan en jou sien spartel in jou bloed. Toe het ek vir jou gesê, in jou bloed leef. Ja, ek het vir jou gesê, in jou bloed leef. Ontelbaar, soos die uitspruitsels van die veld, het ek jou gemaak, en jy het gegroei en groot geword, en die hoogste bloei bereik. Ek het jou laat floreer, jou borste het styf geword, en jou hare het gegroei, maar jy was naak en bloot, en ek het by jou verbygegaan en jou gesien, en kyk, jou tyd was die tyd van liefde. Toe het ek my vleuel oor jou uitgesprei en jou naaktheid toegedek. Ja, ek het vir jou gesweer en met jou in verbond aangegaan, spreek die Here, en jy het myne geword. Daarom het ek jou met water gewas en jou bloed van jou afgespoel en jou met olie gesalf. Ook het ek jou beklee met veelkleurige klere en vir jou skoene van robbevel gemaak. En ek het jou gehul in fyn linne en jou oordek met sy. Verder het ek jou met sierade versier en armband aan jou hande gesit en 'n ketting om jou hals. En ek het 'n ring aan jou neus gesit en oorringe aan jou ore en 'n pragtige kroon op jou hoof. Ja, jy het jou versier met goud en silwer en jou klere was fyn linne en sy en veelkleurige stowwe. Jy het fyn meel en heuning en olie geëet, en jy was buitengewoon mooi en so voorspoedig dat jy koninklike waardigheid bereik het. Daarby het daar 'n naam van jou af uitgegaan onder die nasies vanweë jou skoonheid, want dit was volmaak as gevolg van die pragt wat ek op jou aangebring het, spreek die Here, Here. Ek hoop jy kan sien ons Vader se hart hier. Ons Vader wil vir ons net die beste. Hy hou net vir ons die beste uit, nog altyd. En ons moet daarom luister na die hart van ons Vader. Onsself in sy opinie aangaande ons verloor en dit geniet met alles wat in ons is. Maar kom ons kyk 'n bietjie na die hart van die Vader in Lukas 15 vers 20. Daar staan,
en hy het opgestaan en na sy vader gegaan. En toe hy nog ver was, het sy vader hom gesien en innig jammer vir hom gevoel, en gehardloop en hom omhels en hartlik gesoen. Ja, wat 'n vers, vol werkwoorde, wat net spreek van aksie uit die hart van die vader. Die seun het teruggekeer na die vader, maar hy was nog ver, toe die vader hom raak gesien. Om iemand so in die verte raak te sien, gebeur nie sommer maar net nie. Die vader moes dag na dag gesit en wag het op die stoep, en die pad stip dopgehou het, om in staat te kon wees om hom so ver al raak te sien. Maar die treffendste hiervan is nie die vader se vermoë om hom so ver al raak te sien nie, maar sy aanhoudende verwagting en verlange na sy seun. Die vader was heeltyd bewus van die seun, terwyl hy weg was. Hy het al die pad, elke dag, net aan sy seun gedink. Die seun mag wel sy vader vergeet het, maar 'n vader sal nie sy seun vergeet nie. Verder lees ons dat toe die vader die seun in die verte sien, hy hom innig jammer gekry het. Ek wil weer 'n bietjie fokus op hierdie woord. Hierdie woorde is ook gebruik wanneer Jesus die skare gesien het. Ons lees in Matteus 9 vers 36, en toe hy die skare sien, het hy innig jammer gevoel vir hulle, omdat hulle moeg en uitgeput was, so skape wat geen herder het nie. Hierdie deernis, hierdie meegevoel, hierdie compassion, die woord in Engels, beteken om jou te ontferm oor iemand. Dis 'n gevoel van benoudheid wat oor jou kom, omdat jy iemand anders sien swaar kry. Dit is om geraak te wees diep in jou binneste. Dis om saam met iemand anders te ly. Dis om genade te hê en om goedheid en guns aan iemand te bewys. Deernis, hierdie jammerte, wat ons daar lees, verwys na 'n diep emosionele roering in jouself, as gevolg van 'n konneksie of 'n verbintenis met 'n ander persoon en sy omstandighede. Al was die seun weg, was sy pa se verbintenis met sy seun nooit verbreek in sy hart nie. En as ek dit sê, dan besef ek net elke keer, God roep ons om dieselfde soort deernis vir mekaar te hê. In 1 Petrus 3 vers 8 lees ons, en eindelik wees almal eengesind, medelydend. In die Engels, having compassion, vol broederliefde en ontferming, wees vriendelik.